So bly julle terug. Die mooiste woorde is die woorde van Jesus. Maar weet jy, as jy net vlei woorde en mooi woorde het en nie bietjie reg help nie, dan is dit nie gebalanseer nie. So ek weet uit my lief, nou kan jy met my raas. As jy my lief het, dan kan jy met my raas, want ek weet, dit kom uit bekommernis. Ons kyk na die 7de gelykenis, die slegte boere. Tema, die verlossingsplan. Dit is die groot plan wat hy vir ons het. Luister na nog 'n gelykenis, het Jesus gesê. Daar was 'n grondbesitter, 'n boer, wat 'n wingerd geplant en 'n klipmeer daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Was 'n groot storie hierdie. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan. Toe dit tyd geword het vir die druiwe oes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boere het sy slawe gevang. Kan jy dit sien? Hey, kom hier. Hy soek geld, man, loop. Die een geslaan en die ander een doodgemaak. Wat? En die ander een stenig. Nou moet jy onthou, terwyl ons hierdie gelykenis lees, staan mense en luister in Jesus se dag. En hy praat met hulle, dis presies wat hulle gedoen het. Maar hy so takvol, hy beskryf het in 'n gelykenis. Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes. Maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur, met die gedagte, hulle sal tog my seun ontsien. So seker nie met hom gebeur nie. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is erfgenaam. Kom, laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, vra hy sy gehoor, wat sal hy met daardie landbouers doen? Wat gaan hy met daai boere doen? Nou luister hulle weet nie miskien presies wat Jesus hier sê nie. Hulle antwoord hom. Hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur, wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee. Toe sê Jesus vir hulle, julle het tog al die skrif gelees, die klip wat deur die bouers afgekeur is, verwerp is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. So hy verander 'n bietjie sy tema hier van die klip van die wingerd na 'n klip. Hy is eintlik daai klip. Die gelykenis van die twee seuns is deur die gelykenis van die wingerd gevolg. En die een word van die belangrikheid van gehoorsaamheid beklemtoon, en die ander een wys hy op die seëninge wat Israel ontvang het en God se verwagting van gehoorsaamheid. Hierdie is so mooi, so diep. Ek word nie moeg vir die boodskap van Jesus nie. Hy wys vir hulle God se glorie, wat hulle deur gehoorsaamheid kan bekom. Hy het die sluier van die toekoms weggetrek en vir hulle gewys hoe die hele volk sy seëninge verbeur het, omdat hulle nagelaat het om sy doel met hulle te vertel. Wat was sy doel? Wat is sy doel met ons? Om nie net vir jouself te leef nie. Jy moet die seëninge van God met ander deel. Dit gee vir jou 'n sinvolle Christelike lewe. Jy kan nie net vir jouself leef nie. Dan raak jy om. Jy raak mal. Gevolglik het hulle 'n ramp oor hulle self gebring. Ek wil nie 'n ramp oor myself bring nie. Partykeer voel ek wil nie hier help nie. Dan praat die Heilige Gees met my. Nee, help daar, al voel jy nie so nie. Ons moet deel. 'n glimlach deel. Geld deel. Klere deel. Daar was 'n grondbesitter, sê Jesus, wat 'n wingerd geplant en 'n klipmeer daar rondom gebou het.
Hy het daarin ook 'n parskyp uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan die boere verhuur en op reis gegaan. Jesaja skryf: Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit met veredelde wingerdstokke beplant. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskyp uitgekap. Hy het verwag. Sy verwagting by die Here met betrekking tot ons. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra. Maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. So as hulle Jesaja gelees het, kon hulle daar 'n verbintenis gesien het tussen wat Jesus besig was om te preek. Die grondbesitter kies 'n stuk grond, omheind dit, maak dit skoon, bewerk dit, plant 'n wingerd en verwag 'n ryke oes. Hy verwag dat hierdie stuk grond, wat beter as die onbewerkte woestyn is, want hulle kom uit die woestyn uit, as gevolg van sy sorg en arbeid. Mense, hy het ons in die lewe gebring. Hy gee vir ons al die seëninge. Kan ons nie net vir hom sê dankie nie? Ek onthou een keer lank gelede, het 'n teller by die bank fout gemaak. Was destyds maar R400, maar R400 destyds was R40.000. Ek gaan toe terug, ek sê, jy het 'n fout gemaak. Hier is die geld. Sy het nie dankie gesê nie. Ek het eksepsie geneem. Ek het 'n les geleer. Sê dankie. So het God ook 'n volk uit die wêreld gekies om deur Christus opgevoed en opgelei te word. Die wingerd van die Here, die Almagtige, is die Israeliete, die volk van Juda. Hy het hulle uit sy oorvloedige goedheid, mooi woorde, oorvloedige goedheid, ryklik geseën en groot voorregte geskenk. Hy kon niks meer gee nie. Hy het verwag dat hulle hom sou eer deur van die opbrengs vir hom te bring. Hulle moes die beginsels van sy koninkryk uitleef. Die beginsels van sy koninkryk is pragtig mooi. Dis dinge wat 'n mens gelukkig maak. Hy wou hê dat hulle te midde van 'n gefalle sondige wêreld sy karakter moes uitleef. Hierdie heidene is verskriklik verlore. Asseblief, julle moet wys hoe pragtig julle God vir julle sorg en deel julle seëninge met hulle. Die Here het ook 'n plan vir jou en my. En die plan is om te deel. Dit gee vir jou sin. Of mense dankie sê of hulle nie dankie sê nie, maak jou 'n sinvolle Christen. As die wingerd van die Here moes hulle vrugte van 'n heel ander se gehalte as die van die heidense nasies voortbring. Hy wil vir die hele wêreld sy karakter kom vertoon deur middel van Israel. Hy doen dit dieselfde. Die wêreld is lelik. Jy en ek moet bietjie mooi lyk, bietjie gaaf lyk, bietjie glimlag. Hierdie afgodsdienaars het hulle aan boosheid oorgegee, soos vandag. Geweld, misdaad, hebsug, onderdrukking. Hulle was wellustig. Ellende en verval was die vrugte van hierdie korrupte boom. Die vrugte van die wynstok wat God geplant het, moes anders gelyk het, maar hy het nie. Moes ek en jy nie al bietjie anders te gelyk het nie, maar ons lyk nie anders te nie. Ons het dan nog steeds griewe, ons sukkel om te vergewe. Dit is afgunstig. Envy is ignorance, het iemand gesê. Dit was die voorreg van die Joodse nasie om die karakter van God uit te leef, soos God dit aan Moses geopenbaar het. In antwoord op die gebed van Moses, toon my u glorie, het die Here beloof, ek sal my majesteit by jou laat verbygaan. Ek was by die berg Sinai waar dit gebeur het. En toe die Here by hom verbygaan,
het hy die Here geroep. Here, Here, barmhartig en genadig God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou, wat die goeie tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kleinkinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Hy sien God se karakter. Dis wat ek en jy moet sien. Hy het ons verskriklik lief. Deur die reinheid van hulle karakters, hulle heilige lewenswandel in genade betoon, barmhartigheid en omgee, moes hulle toon dat die wet van die Here volmaak is en dat dit die siel verkoop. Die wet van die Here is volmaak. En as jy dit gehoorsaam, ervaar jy volmaaktheid. Dit was die plan van die Here om ryke seëninge op al die nasies uit te stort. Die verspreiding van sy lig moes aan die hele wêreld uitgestraal word. Is dit nie mooi nie? Deur hulle korrupte lewenstyl het die nasies die kennis van die karakter van die ware God verloor. Dit was pikdonker op hierdie planeet. Tog in sy groot genade het die Here nie uitgewis nie. Deur middel van sy kerk waar hulle die geleentheid bied om hom beter te leer ken. Deur sy volk se lewenstyl moes sy beeld in die mens herstel word. Sy beeld moet in my herstel word en in jou herstel word. Dit was om sy doel uit te voer, dat hy Abraham uit sy korrupte omgewing geroep het om in Kanaan te gaan woon. Ek sal jou 'n groot nasie maak, groot in karakter, het hy gesê, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Ander moet geseën word. Ons moet nie goed versigtig lees. Die Here wil jou seën en my seën om ander te kan seën. Die afstammelinge van Abraham en Jakob is na Egipte geneem sodat hulle die beginsels van sy koninkryk aan hierdie goddelose nasie kon openbaar. En hulle was 'n slegte klomp. Josef se onkreukbare karakter en bestuursvermoë om die lewens van die Egiptenare te red, was 'n voorstelling van die lewe van Christus. Hier sien daai Egiptenare, eers die Hyksos en toe die Egiptenare, hoe die God van hierdie godsman Josef lyk. Hulle was verstom. Moses en baie ander het ook van God se karakter in Egipte getuig. Dit is goeie nuus om te vertel. Wat praat ons as by mekaar is? Ag jong, ek het nou weer vandag. Kom ons vertel hoe goed is die Here. Met die verlossing van Israel uit Egipte het die Here weer eens sy mag en genade openbaar. Hulle wonderdade en hulle beëindiging van hulle slawerny en die wyse waarop hy hulle deur die woestyn gelei het, was nie net tot hulle voordeel nie. My voordele moet ander se voordele word. Dis 'n pragtige lewe, die onselfsugtige lewe. Selfsug is selfmoord. Dit was ook 'n wonderbaarlike aanskouingsles vir die omliggende nasies. Hey, hierdie 200 slawe, hulle het water, hulle het kos. Dit was ongelooflik. Dis die God wat hulle dien. Ons wil ook so 'n God dien. Die Here het homself bo alle aardse gesag en grootheid as skepper openbaar. Sy beheer oor die natuur was verstommend. Net soos wat die Here trotse Egipte met oordeele getref het, sal hy binnekort dit op die aarde herhaal. En my pa het al dit gesê, pas op, as jou boekie vol is, gaan ek jou raps. Ek het gedink ek is op bladsy 1. Toe was ek op bladsy 10. En ek het 'n pak gekry.
Maar my pa kon dit gedoen en het is lief vir my. Jesus dissiplineer ook. Soos ek gesê het, sy wraak, sy trane. En sy pak wat hy my gee, is daar om my te help, tot bekering te kom, is om my te vernietig nie. Met vuur, storm, wind, aardbewing en dood, het die groot ek is, ook sy volk verlos. Hy het hulle uit die huis van slawerny verlos. Hy het hulle deur die groot en vreeslike woestyn gelei, deur giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water. Hy het water uit die klipharde rots laat kom. Dit was soos riviere. Hy het hulle met koring van die hemel gevoed, die manna. Wat 'n wonderlike 40 jaar. Dis hoe hy lyk. Al hulle uit daai gemors, hulle slawe. En hy sê, hier is 'n land vir julle. Bewaar net my gebooie, vra nie baie nie. Want die Here se deel is sy volk. Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak, soos sy oogappel. En hulle moes dit vir die nasies vertel het. Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Die Here alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom nie. As daai ou kleintjie begin met sy lewe, vat sy ma op haar rug, duik af, skud die kleintjie af, en voor die kleintjie te pletter val haar onder, is mamma terug. So het hy hulle gehelp. Het hulle elke keer gehelp. Hy het hulle bedags in 'n wolkkolom en s'nags in 'n vuurkolom gelei. Sy aircon. Nie te warm nie, nie te koud nie. Wat 'n wonderbaarlike God. Hulle moes vir die nasies vertel, weet julle toe ons aan die woestyn was? Brr. Hy het hulle teen die gevare van die woestyn beskerm en in die beloofde land gelei. Voor die oë van al die nasies wat God nie geken het nie, het hy hulle as sy uitverkore volk gevestig. Hulle het die Here se wingerd geword. En jy en ek is vandag sy wingerd. Waar is die vrugte? Ek koop mandjies vol. Aan hulle is die woord van God gegee. Hulle was deur die voorskrifte van die wet, ewige beginsels van waarheid, geregtigheid en reinheid beskerm. Gehoorsaamheid beskerm ons. Hulle veiligheid is deur gehoorsaamheid aan hulle beginsels gewaarborg. Dit sou hulle van selfvernietiging deur sondige praktyke red. Alles wat die Here vir ons sê, is tot ons voordeel. Dit is nie straf nie. En soos die toring in die wingerd, het God binne in die land sy heilige tempel geplaas. Hy het by hulle kom woon. Die Shekinah glorie was by hulle gewees. Wat? Hy was hulle onderwyser. Soos wat in die woestyn met hulle was, so was hy nog steeds hulle leermeester en gids. En by die tabernakel en die tempel het sy heerlikheid tussen die twee gerubs bo kan die versoendeksel gewoon. Hy was by hulle. Terwille van hulle is die rykdom van sy liefde gedurig deur geopenbaar. Dit was die Here se begeerte om sy volk 'n lof en 'n rein karakter te maak. Elke geestelike hulpmiddel was tot hulle beskikking. God het niks van hulle weerhou om karakters te ontwikkel wat van hulle sy verteenwoordigers sou maak nie. En as jy vir die Here wil lewe, gaan hy al die gereedskap vir jou gee om dit te doen. Hulle gehoorsaamheid aan die wet van die Here sou van hulle voorbeelde van wonderwerke en voorspoed voor die nasies van die wêreld maak. Hy het aan hulle wysheid en vaardighede vir alle soorte werk gegee, so hulle blywende onderwysers wees
en so hulle veredel en verhef deur gehoorsaamheid aan sy voorskrifte. Gehoorsaamheid aan sy wet, my liewe vriend, vat vir jou geestelik hoog. Jy kan dit nie jouself doen nie, maar hy gaan jou help. As hulle gehoorsaam is, sou hulle teen die siektes van die ander nasies beskerm en met 'n bogemiddelde intellek seën. Dis interessant. Die heerlikheid en majesteit en almag van God moes in al hulle voorspoed geopenbaar word. Hulle moes 'n koninkryk van priesters en prinse wees en God het alles voorsien om hulle die roemrykste nasie op aarde te maak. Die plan vir hulle voorspoed is baie duidelik uitgespel en die voorwaardes is mooi verduidelik. Dieselfde met ons. Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Hy het die slegste klomp mense gevat, sy karakter vir hulle gewys, gesê gaan wys dit aan die ander slegte mense. Hulle het dit nooit gedoen nie. Jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goeie tierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou in duisende geslagte. Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die goeie tierenheid hou wat hy jou vaders besweer het. Gehoorsaamheid en die klein goedjies tot jou voordeel. En hy sal jou lief hê. Die gode, ek het 'n studie gemaak van die gode, nie een van hulle het liefde gehad nie. Hy sal jou lief hê. En jou seën. En jou vermenigvuldig. En hy sal die vrug van jou liggaam seën. En die vrugte van jou land. Jou koring en jou mos en jou olie. Die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. En die land wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Deur ongehoorsaamheid het Adam en Eva Eden verloor, die pragtige geskenk van God, en gevolglik 'n vloek op die aarde gebring, die hele aarde. Maar as sy volk sy voorskrifte volg, sal hulle land se vrugbaarheid en pragt herstel word. Die Here wou vir hulle 'n tweede Eden gegee het, as hulle gehoorsaam is. En hy wil vir jou, vir my 'n tweede Eden gee, as ons gehoorsaam is. God self het vir hulle die voorskrifte gegee, hoe om die grond te bewerk. En hulle moes met hom saamwerk om dit te herstel. Hy wil met ons twee saamwerk. Gevolglik sou die hele land onder God se beheer 'n aanskouingsles van geestelike waarheid word. 'n Aanskouingsles vir geestelike waarheid word. Daai Israel was 'n wow gewees het. Wie is hulle God? En hulle sou hom begin dien het. En die hele wêreld sou tot bekering gekom het. Dit was God se plan. Soos gehoorsaamheid aan natuurwette die grond rekordoeste sal laat lewer, so sou gehoorsaamheid aan sy sedewet die rykdom van sy karakter oplewer en weerspieël. Selfs die heidene sou die uitnemendheid van diegene erken wat die lewende God aanbid het. Ons moet so mooi leef in hierdie goddelose wêreld dat mense sal lus voel om saam met ons die Here te dien. Kan ek saam met jou kerk toe kom? Wat ook al. Kyk, ek
ek het julle insettinge en verordening geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan, om dit in besit te neem. Doen dit, en word 'n supermoon dit. Onderhou dit, dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand, voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Early to bed and early to rise won't bring you anywhere if you don't advertise. Hulle moes God geadverteer het. Want wat 'n groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here ons God, so dikwels as ons hom aanroep. En wat 'n groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordening het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Volgende keer nog meer goeie nuus vir die kinders van God. Liefdevolle Vader, daar's klanke wat gehoor word, julle is nie onder die wet nie, julle is vry. Maar u woord leer, ons is vry, as ons gehoorsaam is. Mag ons mooi luister wat u vir ons sê, en mag ons met u krag dit uitvoer. In Jesus naam, amen.